it's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. Sy welkom allemaal op 'n bloedige warm Sondag. Maar die mense geniet hulle self. Is net na Kersfees. Baie mense hier by die pan vandag. Ek het nou maar 'n bietjie vandag gekom en nou ook 'n bietjie die Kaida stokke, die 10 voeters wat ek in Pretoria gekoop het. Ek het hulle 'n bietjie kom uittoets vandag. Hier so is hulle. Jy sal sien as die Pioneer feeder. 10 voet. En daar is 'n vis ook aan. Lekker. Ek het nou al vandag al 'n paar visies al gevang met die Kaida Pioneer feeder 10 voet stok. Ek weet nie of julle nou op kamera kan sien nie, maar dit is 'n stywerige stok. Casting weight is 30 tot 120 gram. En ek het die 30 gram punt op, dit is sy light punt. Hy kom met 3 punte, dan is 70 en 110 gram. Maar dit voel maar soos 'n karp wat ek hier aan het. Is nie 'n baber nie. Kom, ek gaan skep hom maar onder by die trappe. Die pan verloor baie water. Watervlak is al laag. Ja, vandag is ek nou hier sonder my seun en sy neef. Nou moet ek maar alleen die vis skep. Sê, mooi karp. Dit is 'n pragtige karpie vir die pan. So, visie, nou kan jy maar weer gaan swem en jou oupa en ouma gaan roep vir my. En wys hulle waar is die lekker kos. Weet jy, kan julle sien, maar ek het die Matrix Horizon 3000 katrol saam met die 10 voet Kaida stok. Hengel ook met die flatbed method feeder. 125 mal hoeklink,
met 'n spike op die heer. So kom ons try nou 'n oranje wafter. Sonjabyt se 6x Benham wafters, die Floro. En die spike deur ontdruk. Dit is nou 'n bietjie makliker gesê as gedaan. En daar is hy. Ek sit nou nie eers enige dips en goed op nie. Daar is hy. En nou sit en wag ons vir die volgende vis om te byt. 'n Bietjie kyk hoe warm is dit, want vandag is heel warm. Het wys nou 33 grade, maar dit voel my meer ver oor die 40 grade. En die foon is ook vuur warm en hy lê hier in die skare weer in. Kyk die mooi baber. Hier by die pan gevang. Hy is mooi. En daar sit hom Flip ook. Sê hallo hom Flip. Hallo. Jy moet my mooi kyk want jy gaan my nie lank sien nie. Hulle sê mos onkruid vergaan nie. Kom ons kyk wat maak hom Flip se kleinkinders. Nou, wat is hom Flip nou? 'n uur, 'n Scotsman. 'n boereskot. Pas nie baie daar nie, maar green and gold. Green and gold. Ek sê, okay, die goud hier op die hare. Sy. Gelukkig as ek hom lees. Nou wel, ek het nou al 'n hele paar visse vandag gevang met hierdie stok. En soos julle kan sien, die stok buig nie heeltemal dwars deur nie. Dit is net die voorpunt wat die meeste van die buigwerk doen. Nou, as jy visie. Nog 'n mooi karpie.
Ja, die skare weer van die bome het ook nou begin nou oorbeweeg na ons toe. So mens voel nou nie weer so daai erge hitte van vanoggend nie. En ek het nou sommer 'n mieliepit op die hoek gehad waarmee ek hy karp gevang het. Maar ek gaan nou weer terug gaan na die wafter toe. Ek sit nou maar die groen flora wafter. Sit ook maar 2 laag voer op die flatbed method feeder. Dan lyk hy so. Ek sit hier die hoek in die voer nie. Ja, die vis het begin opdroog. Ek skat so, ek was op so 40 meter gehak. Maar soos ons nou almal ken, as jy baie vis wil vang, onderarm hom net hier deur. Wel, ek kan niks sleg sê van die kaidastok nie. Hy's bietjie styf. Ek sal kyk, kry ek bietjie 'n papperpunt vir hom. Ek sal daar by die huis kyk, daar by my ander spaarpunte is daar 'n spaarpunt wat miskien pas op die stok. Ek het nou die 30 gram punt op. Maar soos ek nou hengel, sou ek liewerste verkies het om 'n bietjie 'n slapper punt op te hê. Maar ek het so 'n gevoel ek kan lekker speel met hierdie stokkie in die rivier in. En daar skiet hy los.
Hm? Nee, voer het nog nie eens kans gehad om van die feeder af te kom nie. So vinnig het hy gebyt. Is net 'n jammertyd hy uitgekom nie. Hy het los geskiet. Ons probeer maar weer. Dan gee hy klaar weer so effe van 'n byt. Nou die skare weer in die windjie is nou regtig welkom. Nou voel dit nie meer so warm soos dit is nie. Daar is definitief vis daar. Kan sien aan die stok se punt. Die ligte plikke wat hy gee. Hy moet hom net nou vat. Kom visie. Vat hom. Amper het ek nou gestruik. As hy vat hom, en dan los hy hom weer. Daar is hy. En so vinnig soos dit vang ons weer 'n karp. Nee, as 'n persoon 'n stywe 10 voet stok soek, 'n feederstok, dan is die nou regtig die stok om te hê. As ek kom, ek gaan skep die vis daaronder.
Sy, in die net is hy. Sy, kom ons sit jou weer terug in die water in. As hy jou visie swem. En dit gebeur nou as 'n mens vervelig is nou, né? Kom ons kyk wat gebeur. Skiet hom net hier voor. Kom ons kyk, vanaf vat hy om te byt. En so vinnig, daar byt hy. Dis nou van verveligheid, dan speel 'n mens nou so. Kyk hoe mooi loop hy. Ek wil eintlik. Kom ons maak so. En is nog 'n mooi karpie wat hy vang hier by die klippe. Sy, in die net is hy. En so lekker speel 'n mens. Ek wil net bietjie die eindgery wys waarmee hy vis so kort gevang is hier by die klippe. Is nou die klassiek feeder manier van hengel. Daar is die cage, hy's free running. Kom ek kyk en ek kom so hou vir julle dat julle kan sien. Maar gaan hy, sien die cage gaan heeltemal by die lyn af, hy's free running. Dan het 'n tozelboom hierso. Tot daar en dan 500 mil hooklink. Tot by 0.5 taaietje hoek met 'n wielpad aan. Nou ja, toe. Vang hulle. Ja, hy het ook nie as lank gelê nie te buite. Ja, sê, maar weer daar onder gaan loop skep. En die net is hy weer.
As hy jou visie, nou kan jy weer gaan swem. Ok, vir die doeleindes van die video gaan ek hom nou hier afsluit. Ons gaan nog so 'n bietjie sit en vang. As ons nou 'n lekker groot bawer of 'n groot karp vang, dan sal ek dit wys. Andersins sal ons mekaar weer sien met die volgende video. Geseënde middag vir almal.